Goeiemôre julle. Dis Glenn Buysey uit die Amazonite. Nou al hierdie manne wat hier op die boot saam met my sit, daar agter is Nelson en Juan Carlos en José en Cesar en Josué en Abrang en dan Glenn Roy en Benko. So ja, dis almal. Maar hulle is almal deel van ons gemeentetjie. En ja, ons het vandag gekom na die rivier toe om 'n bietjie vis te kom vang. Ek het hier so 'n visstokkie in my hand. Dit voel of ek actually 'n byt het, maar is alright. Ons het so een keer in 'n maand het ons by ons gemeentetjie het ons 'n geleentheid wat ons al die mensies in ons kerk se verjaarsdae vier. Net een keer 'n maand, die eerste Sondag van die maand. En ja, daarvoor vang ons vis. En hulle maak 'n vissop. Ons noem dit kiampira met baie warm chillies en so aan met vis. En dis verskriklik baie lekker. Nou ja, dis hoekom ons nou vis vang vandag. Ja, Sondaande dan vang ons vis vir Jesus. Dan doen ons evangelisasie, straat evangelisasie. En ja, laas Sondag kon ons om en by so 500 traktaatjies uitgedeel het en baie name van nog vlugtelinge, Venezolaners neergeskryf het. Maar ja, so ja, ons is besig om 'n kerkie te plant. In die eerste plek hou ons nog kerk in ons eie huis, in ons sitkamer. Ons het gelukkig 'n groot sitkamer, die huis wat ons huur. En ons het 'n stukkie grond gekry of gekoop deur die genade van die Here, en binnekort sal ons begin die stuk terrein skoonmaak en dan beoog ons om te kerkie te bou. Maar ja, wat ons op hierdie oomblik op fokus is ons fokus op die geestelike groei van die mense en om hulle geestelike huise te bou op die rots en Bybelstudies te doen. Ons het elke week het ons 'n manne Bybelstudie, 'n vroue Bybelstudie en ons het 'n jeugdiens en dan het ons ook 'n bidtuur. En dan Sondagoggende het ons 'n erediens, dan Sondaande doen ons evangelisasiewerk. So dit doen ons en dan Maandag dan besoek ek die gemeentelede by hulle huise self. So ek besoek so op Maandag so twee gesinne. Maar in elk geval ja, die rede omdat ons nog nie begin kerk bou het fisies nie, is omdat die meeste van hierdie mense het nie werk nie en ons het projekte begin en eers daarin belê. Ons het 'n mechanic shop het ons begin en ons het 'n put gegrawe, afdak opgesit en tools gekoop. En ja, ons deur die genade van die Here gaan die mechanic shop goed aan. Cesar wat hier agter my sit, hy is die mechanic en José is sy helper. En ja, hulle het nou kos op die tafel. Dan het ons 'n houtwerkwinkel begin en 'n welding winkel begin en die mense het fisies werk en kan nou actually brood op die tafel sit, kos op die tafel sit, en dit is die wonderlikste van alles. So ons het eers gefokus op die projekte sodat die mense, ons gemeentelede, nie net brood vir hulle siele het nie, maar ook brood het op die tafel. So dis hoekom ons nog nie begin kerk bou het nie. Ons het eers in die mense se lewens belê. So maar ja, gebedsversoeke. Bid asseblief vir die mense. Ons het 'n hele klomp bekeerlinge hierdie jaar. Om die volle som totaal van die bekeerlinge hierdie jaar is 10 mensies in die gemeente, waarvan al 10 nog sterk staan. Loof die naam van die Here. En nie een van hulle het al sedertdien hulle saak met die Here reggemaak, teruggegaan na die wêreld en daarvoor dank ons die Here. Maar bid dat hulle sal deurgaan. Bid vir nog bekeerlinge asseblief. Bid vir die Here om die mense te red. Die mense is nog vasgevang in tradisionele godsdiens en in Katolicisme verskriklik baie. Julle kan nie weet nie. So asseblief bid vir die Here vir groot genade dat die mense sal loskom van hierdie dinge en waarlik sal deurkom. Daar's ons een gesinnetjie spesifiek waarvoor julle kan bid. Javier en Josmairi, hulle staan op die punt om hulle saak met God reg te maak. Hulle is maar nog net 'n bietjie vasgevang in Katolicisme hoeka. So asseblief bid vir hulle daarvoor. En dan bid vir ons asseblief dat die Here vir ons sal versterk as 'n gesinnetjie. Dis nou al 2 jaar en 4 maande wat ons nou uit ons eie land is en nie ons familie gesien het nie. So as gevolg van die pandemie kon daar nie familie vir ons kom kuier het nie en ons ook nie vir familie nie. So hou aan vir ons bid asseblief. Mag die Here julle ryklik seën. Dankie vir julle gemeente wat vir ons bid en intree en ondersteun. Ons waardeer dit verskriklik baie. En mag die Here julle ook as 'n gemeente ryklik seën. Dominee Gaffie, ek weet nou nie of julle noem, ek weet nie of julle hom Gaffie of Frans noem nie, maar Dominee Gaffie, mag die Here julle seën en julle deurdra en magtiglik gebruik as 'n gemeente om ook siele te wen. Mag julle
die Here se genade ervaar in elkeen van julle persoonlik en mag julle die genade hê om siele te bereik en om vir die koninkryk verskil te maak. Die Here seën vir julle ryklik. Bye bye.